Hallo daar, waar ook al daar vir jou mag wees. Ek is Pieter, vir die wat my nie ken nie, en my motiewe is alternatief. Ek is gepla met die maan en vra wat vir meeste nie belangrik is nie. Ek vertel graag stories met betekenis en ek vind betekenis in die vergoddeliking van die alledaags. Ek praat oor idees, skottelgoed was en ander dinge soos roeping en klippe. My storie begin by 'n reeks gebeurtenisse in Januarie van 2018, dinge wat my realiteit laat bevraagteken het en wat dit beteken om 'n mens te wees. Mense dink ek's gek, maar dis ek. Laat weet my wat jy dink, deel dit met jou mense, gesels met my. Ons gesprekke is altyd anoniem. Nou ja, hierdie sal wees een van die eerste stories wees wat ek vertel. Dis so 'n bietjie van 'n voorsmaakie. Hierdie is ook maar net om my voete bietjie te vind. Ek het 'n soort van 'n idee waarheen ek hiermee gaan. Maar ja, en hierdie is ook so 'n bietjie van 'n getuienis om jou idee te gee waaroor ek sal praat. Hierdie het so 11 jaar gelede met my gebeur en dit was in 'n baie moeilike tyd van my lewe. Ek het baie swaar groot geword. En ek en my pa het verhuis na 'n ander dorp en dit het toe nou nie so goed gegaan as wat ons gedink het dit sou nie. Om jou 'n bietjie agtergrond te gee, my pa was 'n alkoholist. En gewoonlik teen 9:00 in die aand is hierdie ou al out of it. Hy is slap. En op daai stadium, net voor dit op daai stadium het ons in 'n swart man se erf gebly in sy buitekamer. Ons het op matrasse geslaap. Daar was nie lopende water gewees nie. Ons het in 'n kommetjie gewas. En wel, dit was ek was 8 jaar in hierdie dorp. En 2 van daai jare het dit kapok en daai jaar was een van hulle. So dit was in die winter, so dit was redelik koud. Ek skuld hierdie swart man tot vandag toe nog R70, maar daai is 'n storie heel op sy eie. In elk geval, en ek kon dit nie meer verdra nie. Ek het besluit ek kan nie meer dit doen nie. En ek het gaan skuiling soek by ander mense as gevolg van die gestryery oor die drink en natuurlik die situasie waarin ons bevind het. Natuurlik was die situasie daarna nie veel beter nie. Maar ek en my pa het nie ver van mekaar af gebly nie en ek en hy het vir so 'n paar maande nie met mekaar gepraat nie. Op die stadium, en weer eens, ek was op 'n baie donker plek. Ek het by 'n konstruksiemaatskappy gewerk. Ek sal nooit vergeet nie, 777. Ek het 7 dae 'n week gewerk, van 7:00 in die oggend tot 7:00 in die aand, en ons het so 5 kilometer van die werk af weggewerk. Ons het geloop elke oggend. Ek het saam met 2 ander ouetjies gewerk wat aan wat is dit? Is dit crack? Meth. Hulle het crystal meth gerook. So, in elk geval, ons het vir R60 'n dag gewerk. Nou, om jou 'n idee te gee, vir die skofte wat ons gewerk het, is dit R5 'n uur. As ek aan die einde van die maand gekom het, dan het ek vir die maand nie genoeg geld verdien aan die einde van die maand om helfte van my huur te kan betaal nie, en dan het ek nog niks anders betaal nie. Okay. So dit was rof. En hierdie ouetjies het ook baie swaar gekry. Indien nie meer nie, want hulle het nog boonop het hulle hierdie dwelmprobleem ook gehad. As ek dit ook nog moes gehad het, dan maar weet ek nie wat sou ek gedoen het nie. Maar ons het regtig geleef van brood en morvaait. Okay? Ons het soveel seer gehad en dis tye
dis tye van my lewe wat ek wil dit nooit ooit weer oor hê nie. Maar ek sal dit vandag vir niks maar niks in die wêreld verruil nie. Niks. Ek was baie nader daai tyd aan die Here as wat ek later was. Ek kon nog baie diep glo, maar die betekenloosheid en die nihilisme agter hierdie swaar kry het my tot depressie gedryf. En dit is waar hierdie storie vandaan kom. My pa was nie altyd daar nie en hy was nie die beste voorbeeld toe ek groot geword het nie. Maar op 'n aand het ek het genoeg gehad hiervan. Ek kan nie verstaan hoekom ek so swaar moet kry nie en ek worstel regtig met die Here oor dit en op 'n aand was besig om my doodsbrief te skryf. 'n Paar minute nadat ek klaar is, lui my telefoon. Dis my pa. Hy sê, hallo seun. Papa het eintlik gisteraand al ligtyd gekoop om jou te bel. Ek wou gisteraand met jou gepraat het, maar ek het seker maar vergeet. Eintlik was hy so gesyp, hy het vergeet, maar dis nie die punt nie. Dood nigter. Ek wou eintlik gisteraand al gebel het, sê hy. Maar ek het nou onthou. En papa wil net vir jou sê, die Heilige Gees is soos die wind. Die wind waai en jy weet nie waar dit vandaan kom nie. Ek het die telefoon doodgedruk en ek het buitentoe gehardloop en met my knieë in die stof geval. En ek het gevra, Here, hoekom wil jy my nie laat gaan? Hoekom is ek hier? Ek weet vandag hoekom. Ek wil vandag vir jou sê, as jy op 'n donker plek is, en jy weet nie wat die toekoms vir jou inhou nie, en jy kan nie verstaan hoekom jy so sukkel en swaar kry nie, en jy kan nie die lig in hierdie donker plek sien nie, en jy worstel, en jy wil opgee, wil ek vir jou sê, die Heilige Gees is soos die wind. Die wind waai, en jy weet nie waar dit vandaan kom nie.